Goeienaand, welkom almal. Geseënde Sabbat. Ons gaan, soos wat Reino genoem het, 'n bietjie kyk na die Sabbatdebat in die Bybel. Nou, die Sabbatdebat gaan oor die klagte wat die Fariseërs gerig het teen die disippels oor wat hulle aktiwiteit was op die Sabbat. Nou, ons kry dit in 3 plekke in die Bybel, maar ons gaan vanaand net fokus op een van hulle. Daar's 3 verskillende gevalle. Die een wat ons gaan kyk kom uit Matteus hoofstuk 12 vanaf vers 1, maar die ander gevalle waar dit genoem word is in Markus 2 vers 23 tot 28 en Lukas 6 vers 1 tot 5. Nou, elkeen van hierdie gevalle het 'n unieke aspek wat die ander weergawe jou nie gee nie. So, wanneer daar ooreenkomste is tussen verskillende Bybelgedeeltes, dan bevestig dit vir jou, jy lees dieselfde verhaal, maar dit wat verskil, gee elke een vir jou 'n unieke perspektief en 'n unieke element wat hy uitlig. En dis hoekom ek spesifiek Matteus 12 se weergawe gekies het, want hy het 'n baie unieke element waarby ek wil hê ons moet 'n bietjie stil staan. So kom ons lees gou-gou wat dit vir ons daar sê. Matteus hoofstuk 12 vanaf vers 1. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop en sy disippels het honger geword en are begin pluk en eet. Maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom: "Kyk, u disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie." Maar hy sê vir hulle: "Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was, honger gehad het nie? Hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het, wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Of het julle nie in die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie? Ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel, is hier. Maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel nie. Want die Seun van die mens is Here ook van die Sabbat." Nou, hierdie spesifieke weergawe van die Sabbatdebat is uniek juis omdat hy hierdie aspek noem van die priesters wat op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig. Die ander weergawes wat jy kry in Markus en Lukas noem dit nie. Hulle noem wel hierdie geval van Dawid. So, wat gebeur hier? Die disippels gaan en hulle is besig om saam met Jesus te beweeg op die Sabbat en hulle vat elkeen 'n handvol koring. Wat ons nie in hierdie weergawe kry nie, maar in een van die ander weergawes, is dat hulle die koring letterlik tussen hulle hande gesit het en dit uitgerol het. Nou, hoekom gaan jy koringare wat jy in jou hand gepluk het, hoekom gaan jy hulle uitrol? Wat is die doel daarvan? Jy wil die koringkorreltjie uit sy doppie uithaal, want die doppie is nie 'n lekker ding om te eet nie. So nou rol hulle hom so in die hand tussen die palms uit, dat hulle net die koringkorreltjies het en hulle sit dit in hulle mond en hulle eet dit. En die Fariseërs kom en hulle sê, maar kyk wat doen julle mense? Kyk wat maak jou disippels? Hulle breek die Sabbat, want tegnies volgens die Fariseërs se denke, is hulle besig om die Sabbat te breek omdat hulle oes. Maar is hulle werklik besig om te oes? En nou sou iets wat baie interessant gebeur. Jesus verdedig hulle, want hy maak 'n uitspraak hier om te sê dat hulle is onskuldig. Met ander woorde, hulle breek nie die Sabbat nie, maar hy voer in hierdie weergawe, in die Matteus 12 weergawe, 2 redes aan. Hy sê, vir 2 redes is hulle nie skuldig nie. Hy gebruik teks wat uit die Ou Testament uitkom om te sê hoekom hulle nie skuldig is nie. Die eerste ene is, maar Dawid en die manne wat saam met hom was, het van die toonbrode geëet, wat hulle nie beskore was nie. Nou om daai te verstaan, moet 'n ou gaan kyk na wat die Ou Testament vir 'n ou daaroor sê, wat gebeur het.
Wat het gebeur wat gemaak het dat Dawid toonbrode eet? Kom ons begin miskien so. Mag enige persoon van die toonbrode eet? Nee, hoekom nie? Want die wet het gesê, daai is net vir die priesters om te eet. So tegnies gesproke, is Dawid dan nou skuldig. Hy het mos iets gedoen wat hy nie mag doen nie. Maar wat was die omstandighede? Op daai stadium is Dawid en die paar manne wat hy saam met hom gehad het, is besig om te vlug vir Saul. Saul wil hulle doodmaak. Nou kom Dawid en hy gaan na die hoofpriester toe en hy sê vir hom, ek is op 'n missie, Saul het my gestuur en ek het nou behoefte. Praat hy die waarheid? Nee. Hy vertel 'n leuen, hy lieg. Is daar 'n moontlikheid dat Jesus besig is om die Sabbat wat nou gebreek word volgens die Fariseërs te regverdig deur 'n voorbeeld te gebruik waar Dawid lieg? Klink nie reg nie, nee. So is iets dieper aan die gang. Al wat ons weet, daar was behoefte. Dawid lieg vir die hoofpriester en die hoofpriester gee vir hom die toonbrode. Dinkende, maar Dawid is in diens van Saul. Maar wat het toe gebeur? Nadat hy vir hom die toonbrode gegee het, gee hy ook vir hom die swaard wat hy gebruik het om Goliat te onthoof. En 'n persoon wat nie eens 'n Israeliet was nie, sy naam is Doeg. Hy was een van die topmanne van Saul. Hy sien dit. En hy hardloop soos 'n regte klikbek terug na Saul toe en hy sê vir hom, jy sal nie glo wat hy gesien het nie. Die hoofpriester gee kos vir Dawid en sy manne, jou vyande, en hy verskaf hulle van wapens ook. Hy gee vir hulle Goliat se swaard. Saul gaan en hy vernietig letterlik die hele Nop. Nop is een van die stede van die priesters gewees. Hy maak die hoofpriester dood, hy maak almal van hulle dood en net een persoon ontsnap. Die hoofpriester se seun, sy naam is Abjatar. As dit nie daarvoor was nie, het waarskynlik niemand geweet wat daar gebeur het nie. Maar een man ontsnap, hy kom weg. Nou is dit amper asof mens vir jouself wil sê, maar hoe kan die Here hierdie situasie waar Dawid lieg en die hele priestersklas van daai stad word uitgemoor? Hoe kan Jesus dit gebruik as 'n regverdiging? Maar wat ons moet doen is om die onnodige aspekte weg te sny en te kyk wat is die kruks van die situasie. Dawid is eintlik in lewensgevaar daar. Onthou, hy word eintlik vervolg deur Saul. En hulle het nie kos nie, en waartoe gaan hy? Hy gaan na die tabernakel toe. Waarvan is die tabernakel 'n beeld? Die tabernakeldiens vertel vir ons van wat? Die seremoniële sisteem. Dit vertel vir ons van Jesus en sy diens. Goed? En waarvan is die toonbrode spesifiek 'n beeld? Onthou wat Jesus gesê het. Ek is die brood wat uit die hemel uit neergedaal het. Die toonbrode is ook 'n beeld van Jesus. So, toe Dawid behoefte gehad het en in lewensgevaar was, wat bied die hoofpriester vir hom aan? Die toonbrode 'n beeld van Jesus. Maar waarvan is die hoofpriester 'n beeld? Van Jesus. So die tabernakel, Jesus, is die plek waartoe Dawid gaan in sy tyd van behoefte, waar die persoon wat die beeld is van Jesus vir hom Jesus aanbied. Dis die kruks daarvan. Al het hy soontoe gekom en gelieg, met ander woorde, hy kom daar aan as 'n sondaar. Waar is sy verlossing vandaan? Van Jesus af. Goed, maar onthou, dis beelde wat wys na Jesus toe. So Jesus probeer nie eers Dawid se leuen regverdig nie. Dis nie waar dit gaan nie.
Hy praat ook nie van die nagevolg van die leuen, wat beteken dit dat die priesterstand van Nop vernietig is nie. Dit gaan oor die kruks daarvan, toe die man behoefte gehad het, toe gaan hy tabernakel toe, die hoëpriester bied vir hom die toonbrode aan, dis Jesus gefokus. Alles beelde wat na Jesus toe wys. Dan kry ons die tweede gedeelte. Die tweede gedeelte vertel vir ons van dit wat die priesters gedoen het. Dit sê in vers 5, Matteus 12 vers 5, of het julle nie in die wet gelees, dat die priesters op die Sabbat, in die tempel, die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie. Het die priesters op die Sabbat, in die tempel, die Sabbat ontheilig? Kan ons dink aan so 'n geval? Met wie praat Jesus hier? Hy praat met fariseërs wat 'n baie letterlike interpretasie van die wet het, en ons weet in die ander debatte wat Jesus met hulle gehad het, het hy telkens vir hulle uitgewys, maar julle verstaan die wet nie korrek in sy konteks nie. Dis hoekom Jesus hulle gereeld op daai aspekte gekorrigeer het. Maar waarvan praat hy hier? Wat is die opdrag rondom die Sabbat? Wat mag jy nie op 'n Sabbat doen nie? Jy mag op 'n Sabbat werk nie. Goed, daar's ander spesifieke aspekte wat jy nie mag doen nie, maar op 'n Sabbat mag jy spesifiek nie werk nie. Blaai saam met my na Numeri hoofstuk 28. Ek wil graag hier vir julle iets wys wat baie interessant is. Numeri hoofstuk 28. En ons gaan kyk na net 2 verse. Numeri 28 en ek lees vers 9 en 10. Maar op die Sabbatdag, en hier is hy nou besig om te praat oor verskillende offers. Hy sê, maar op die Sabbatdag 2 jaar oud lammers, sonder gebrek en 2/10 van 'n eva fynmeel as spysoffer met olie gemeng en die drankoffer wat daarby hoort. Dit is die brandoffer van die Sabbat op elke Sabbat, behalwe, met ander woorde, bo en behalwe, die voortdurende brandoffer en drankoffer wat daarby hoort. Wat gebeur hier? Die opdrag word hier gegee, dat die priesters op die 7de dag Sabbat, want dis wat daai uitdrukking beteken, op die Sabbat, daai elke Sabbat, dis nie 'n jaarlikse feessabbat nie. Dis jou 7de dag weeklikse Sabbat, moet hulle 2 addisionele lammers offer, saam met 'n eva fynmeel en. Nou, die daaglikse offer was offers wat hulle moes gebring het in die oggend en een in die eintlik vooraand. Maar op die 7de dag Sabbat moet hulle addisionele offers bring, bo en behalwe die daaglikse offers. So werk hulle minder of meer. Tegnies gesproke werk hulle meer. Maar waarvan is daai lammers wat geslag word 'n beeld? Van Jesus. Nou, is dit om arbeid te verrig, om Christus aan iemand voor te hou op die Sabbat? Nee. Sabbat is veronderstel om 'n seën te wees. En dis 'n seën as jy Christus aan die volk sou voorhou. In die Ou Testamentiese konteks. Dis hoekom vandag ook binne ons opset, daar's geen probleem as 'n predikant of 'n ouderling of wie ook al op die Sabbat addisioneel vir mense Christus voorhou nie. Baie predikante sal byvoorbeeld 'n Sabbat opening doen. Uitleiding die volgende dag, die lesstudie aanbied, die erediens doen, 'n middagprogram doen en nog Sabbatsluiting doen. Dis 6 funksies wat vervul word, waarvan die kruks van elkeen is om Christus voor te hou. Goed? So die argumente wat Jesus gebruik is aan die een kant hierdie geval van Dawid en dan nou kwansys dit wat hy sou verkeerd doen omdat hy die toonbrode geëet het, omdat hy Christus geïnternaliseer het, Christus ingeneem het, om laat voed het met Christus. En die beeld van die addisionele lammers wat jou ook wys na Jesus Christus. So tegnies volgens die denkwyse van die fariseërs
het die priesters in die tempel ontheilig. Want hulle het addisioneel geoffer, hulle het nog harder gewerk. Maar is omdat die fariseërs nie die korrekte denkwyse gehad het nie. Hulle was absoluut kundig gewees op die tegniese letter van die wet, maar hulle die kruks daarvan nie eers amper verstaan nie. En dis wat Jesus volgende vir hulle aandui. Kyk wat sê hy net daarna, ons gaan terug na Matteus 12 toe. Matteus 12 is die volgende ding wat Jesus vir hulle sê, 'n verwysing wat jou terugvat na die Ou Testament toe. Maar eers in vers 6 sê hy, en ek sê vir julle, een groter as die tempel is hier. Wat bedoel hy met een groter as die tempel is hier? Wat het dit wat hy nou genoem het te doen met die tempel? Wat het Dawid se verhaal te doen met die tempel? Dawid is na die tabernakel toe. Die tabernakel was die beweegbare weergawe van die tempel. Wat het die lammers wat geoffer is, met die tempel te doen? Baie, want weer eens, daai offers is 'n beeld van Jesus. Nou kom Jesus en hy sê, een groter as die tempel is hier. Na wie verwys hy? Hy verwys na homself. Hy sê hierdie beelde, die toonbrode verwys na my. Die offers wat hulle addisioneel gebring het op die 7de dag Sabbat, verwys na my. Waaroor gaan hierdie kontroversie? Die kontroversie gaan oor die Sabbat en of die Sabbat gebreek word al dan nie. Maar kyk nou, net voordat hulle eintlik 'n doodslag in die argument toedien, sê hy vir hulle die volgende. Hy vat hulle na die Ou Testament teks toe. Hy sê, maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel nie. Is hierdie mense skuldig of nie? Nee, hulle word amptelik onskuldig verklaar deur Jesus self. Hoekom word hulle onskuldig bevind? Weens sy argument, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Blaai saam met my na Hosea, die boek van Hosea, want dis waar Jesus hier so aanhaal. Nou sal ons sien dat in die Nuwe Testament, haal hy dit nie woord vir woord aan nie. Hy haal eintlik Hosea 6 vers 6 aan. Hosea 6 vers 6 sê, want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God eerder as brandoffers. Hierdie is wat hulle noem 'n Hebreëse parallelisme. Dis 'n spraakvorm in Hebreëus wat jy gereeld teekom. Hulle sê dieselfde ding 2 keer direk na mekaar op 2 verskillende maniere en vir 2 verskillende redes. Die eerste rede, die herhaling beklemtoon dit wat hy sê. Die tweede rede, sodat jy die vergelyking kan tref tussen die 2 weergawes wat vir jou dieper insig gee oor wat hy bedoel. So kom ons kyk watter 2 metodes gebruik hy hier of watter 2 maniere sê hy dit. Hy sê ek het behaag in liefde, nie in offerande nie. En in kennis van God eerder as brandoffers. Watter dinge hier stem ooreen? Watter 2 dinge stem ooreen? Die offerande stem ooreen met brandoffers, korrek? As die offerande ooreenstem met brandoffers, dan moet beide eerste klousules ook ooreenstem. Wat is die eerste klousules? Die eerste klousule is die liefde in die eerste aanhaling en kennis van God in die tweede een. Liefde is vergelykbaar met die kennis van God, want God is wat? Liefde. So as jy kennis van God het, wat verstaan jy beter? Nou, noem die Matteus geval enigsins liefde? Nee. Watter woord gebruik hy? Barmhartigheid. Wat beteken die woord barmhartigheid? Sê weer? Genade. Genade.
Wat is genade anderste as om liefde te betoon? Goed? Ek wil amper so ver gaan soos om te sê dat barmhartigheid is 'n toepassing of 'n applikasie van liefde. So wat doen Jesus in Matteus 12? Hy sê vir hulle, as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê, eerder as offerande. Ek wil gehad het, dat julle genade betoon, binne die omstandighede, eerder as die letter van die offerande wat julle bring. Een van die groot probleme wat die fariseërs gehad het, die fariseërs wou altyd die letter van die wet aan voldoen. Maar hulle die hart of die kruks van die wet nie verstaan nie. En toe mis hulle die bus. Soos met tiendes, wat hulle letterlik die saadjies en die cumin sou aftel, om aan die letter van die wet te voldoen, maar hulle mis die liefde van die wet. En dit is 'n probleem wat hulle regdeur gehad het. Inteendeel, Saul het eintlik tot 'n baie groot mate daai selfde fout gemaak. En ons kry eintlik 'n baie goeie uitdrukking. Ek nou nie beplan om na hierdie ene te gaan kyk nie, maar kom ons gaan kyk na hom. 1 Samuel hoofstuk 15. Samuel 15 vers 22. Wat hier gebeur, die Here stuur vir Saul en hy sê vir hom, gaan vernietig Amalek, tref hulle met die banvloek. Nou wat beteken banvloek? Jy maak alles dood. Mans, vrouens, kinders, honde, katte, as hy ding beweeg, dan maak jy hom dood. As hy nie beweeg, jy skop jy hom totdat hy beweeg en dan maak jy hom dood. Jy maak alles dood. Wat doen Saul? Toe Samuel by hom aankom, toe vra Samuel vir hom, hoorie, maar wat hoor ek daar? En hy sê, nee, dis van die diere. En hy dink vir homself, maar waarom het julle die diere gespaar? En die verskoning is, ons wil aan die Here offer. Is dit 'n aanvaarbare verskoning? Nee, dis nie. En hierdie is die woorde wat gespreek word. 1 Samuel 15 vers 22. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid in die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffers, en om te luister, beter as die vet van ramme. En net daar kry ons nog 'n Hebreëse parallelisme. Kan julle sien hoe hy in sy antwoord 2 keer dieselfde ding sê, net in ander woorde? So die brandoffer en die vet van ramme is 'n parallel, want een van die goeders wat hulle moes brand was die vet van ramme, tydens 'n brandoffer. Goed? Wat beteken, die ander 2 goedjies is ook parallel. Die ander 2 goed is gehoorsaamheid en om te luister. Nou die Hebreëse woord vir luister is nie net om te hoor nie. Om te luister impliseer dat jy aksie neem, dien ooreenkomstig dit wat gesê is. Met ander woorde om gehoorsaam te wees. Goed? So stel die Here belang in die fariseërse manier van uiterlike godsdiens, waar daar geen hart in is nie. Glad nie. Dis 'n leeddop. Dis 'n absolute leeddop. Nou kom die fariseërs en hulle kla die disippels aan, maar kyk, hulle breek die Sabbat. Terwyl hulle eie aanbidding eintlik 'n totale leeddop is. Ons gaan vinnig weer terug na Matteus 12 se geval toe. Want julle gaan nou sien watter tipe karakters hierdie mense gehad het. Hy sê in vers 7, ek wil barmhartigheid hê, nie offerande nie. As julle geweet het wat dit beteken, dan sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie. Dan sê hy, want die seun van die mens is Here ook van die Sabbat.
Here, ook van die Sabbat. Hoekom ook? Watter vergelyking kan ons hier tussen die teks tref? En dit is baie belangrik om hierdie aspek te verstaan. Want veral in protestante kerke sê hulle, maar hierdie is 'n bewys dat Jesus is Here ook van die Sabbat, so hy het met die Sabbat weggedoen. Is dit wat die teks sê? Presies die teenoorgestelde. Net soos wat die toonbrode 'n beeld was van Jesus. Die hoëpriester wat die toonbrode vir Dawid gegee het, 'n beeld was van Jesus. Die tabernakelstelsel 'n beeld was van Jesus en sy bediening. Net soos wat die lammers wat geslag is, 'n beeld is van Jesus. Op dieselfde manier is Jesus Here ook van die Sabbat. Met ander woorde, die Sabbat wys na hom toe. Hoekom? Hoekom wys Sabbat na Jesus toe? Ons kry in Eksodus 20 die motivering van die Sabbat. Ons moet die Sabbat onthou. Hoekom? Omdat hy geskep het. Hy is die skepper. Want in 7 dae het God die hemel en die aarde en waterfonteine en alles het hy geskape. Hy is die skepper. In Deuteronomium 5 vers 15 kry ons 'n tweede motivering. Die 10 gebooie in Eksodus 20 en in Deuteronomium 5 verskil. Net wat die motivering aanbetref. Dis eintlik net 'n ander klem. Daar is die motivering, omdat ek julle met 'n sterke arm uit Egipteland uit gelei het. Verlossing. Wat is die verskil tussen skepping en verlossing? Is dit 'n radikale verskil? Nee, glad nie. Want as jy verlos is, as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Wie kan jou herskep tot 'n nuwe skepsel, anderste as hy wat in die eerste plek geskep het? Skepping en verlossing. Skepping en herskepping. Dis 'n parallel. Dis twee kante van presies dieselfde muntstuk. So wat Jesus vir hulle sê, julle sê, hierdie disippels, die mense wat my ondersteun in my bediening, die mense wanneer ek onder julle bedien, my help, hulle breek die Sabbat. Maar die Sabbat wys na my toe as Jesus Christus. Ek is aan Here van die Sabbat, hierdie mense is onskuldig. Wie anders as die een oor wie die Sabbat gaan, kan bepaal of die disipel skuldig is of nie? Net Jesus. Daar's nie eens 'n kwessie daaroor nie. Maar kyk nou wat sy totale hypocrites is hierdie klomp fariseërs. Wat doen hulle net daarna? In al 3 gevalle, Matteus, Markus en Lukas se verhale, is die gedeelte wat net na dit volg, dat 'n man met 'n verdorde hand na Jesus toe gebring word. Was die fariseërs bekommerd oor hierdie arme man wat 'n verdorde hand het? Nee, glad nie. Die Bybel sê vir ons, hulle het hierdie man na Jesus toe gebring, sodat die oomblik wat hy hom genees, hulle hom kan aankla. So wat se tipe karakters het hulle? Hulle is 'n klomp siek mense. Hulle misbruik 'n gestremde om Jesus te kan aankla. En die oomblik toe Jesus die man genees, wat doen hulle toe? Toe beplan hulle om Jesus te vermoor. Die disippels moet tog asseblief net nie koringare pluk nie, maar ons kan moord beplan op 'n Sabbat, hoekom nie? Dis die toppunt van hipokrisie. Hulle kan die moord van die Messias beplan op die Sabbat, maar die wat Jesus in sy diens ondersteun, moenie iets eet waar hulle behoefte het nie. Dit wys jou wat word van daai groepering van mense wat eintlik by uitstek kenners van die woord moes wees. Hulle hele godsdiens word 'n leedop. Hulle fokus word, hoe kan ek fout vind met iemand anders?
Wat het daai persoon gedoen? Wat kan ek uitwys van daai persoon? Hoe kan ek hierdie ene aankla? Wat kan ek hierdie ene van beskuldig? En so wil hulle die disippels beskuldig, en hulle besef nie, hulle hele aanbiddingstyl is 'n leë dop nie. Dis 'n dop van seremonie. En hierin lê vir ons ook 'n waarskuwing. Want ons loop die gevaar om sabbatonderhouding as 'n dop te hê, soos die fariseërs dit gehad het, as ons die een wat die sentrum is, wat die kern, wat die kruks, die nexus is van die Sabbat, as ons hom mis. Dit gaan oor Jesus. Hy gaan oor liefde, oor barmhartigheid, oor vergifnis. Hy gaan nie oor die letter, wat net 'n leë dop is nie. Sê ek daarmee ons doen weg met die reëls rondom die Sabbat? Glad nie. Daar's rede vir die reëls. Maar die reëls moet jou vat na die kern toe. En die kern van die Sabbat is Jesus en die bediening van Jesus aan ander. Mag die Here ons bewaar dat ons nooit fariseërs word in ons aanbidding nie. Dat ons altyd 'n kern sal hê en daai kern is Jesus Christus, verlossing in hom en die liefde wat hy vir elkeen van ons bied. Kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Hemelvader, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons vanaand gehad het om weer te kyk na hierdie Sabbatdebat wat in die Bybel plaasvind. Here, en ons kan so duidelik sien hoe die fariseërs totaal en al 'n leë dop godsdiens begin beoefen het, terwyl hulle so oortuig en seker was dat hulle reg is. Here, en ons besef ook ons vandag loop die gevaar dat ons 'n leë dop ritualistiese aanbiddingsvorm kan ontwikkel, as ons nie vashou aan die kern van waaroor dit werklik gaan nie, en dit is Jesus Christus en verlossing in hom. En daarom vra ek, Here, help ons om altyd te weet wat barmhartigheid is, wat genade is, wat liefde van God is, sodat ons daai essensie van Christus, die essensie van God wat liefde is, kan uitdra ook na ander toe. Dat ons nooit die aanbiddingsvorm sal ophef bo enigiets anders nie, maar dat ons altyd Jesus Christus sal ophef. Want ons weet dat wanneer ons Christus ophef, hy almal na hom toe sal trek. Help ons, leer ons, lei ons in daai proses, deur u Gees, vra ons in Jesus naam alleen. Amen. Vir Ewen baie dankie sê vir sy boodskap. En ek wil julle almal uitnooi na môre se diens, ons het môre 'n sangdiens aan by die kerk. So elkeen is welkom en geseënde Sabbatsaand vir julle.